So ek roem in God deur Christus Jesus, wat my geregverdig het, wat my in sy genade vashou tot aan die einde toe, wanneer hy my gaan verheerlik, tot die heerlikheid van God se naam en sy heerlikheid. Julle kan slank vir my blaai na Romeine 5. Romeine 5. En ek sê elke week julle kan slank blaai, maar ek sien niemand ooit blaai nie, maar gaan dit sê totdat iemand enig hulle Bybels oopmaak hier en blaai. Dankie, op die foon nou, soos ons het daarom een. Well done, Merlou, ek is baie trots op jou. Die ander van julle dink, ag, hy gaan ons op die bord sit. Ek wil hê julle moet dit in julle Bybels lees, sodat julle weet waarom dit vanmiddag te kry as julle huis toe gaan. En deur die week. Dit is goed dat 'n mens weet waar dit is, as jy dit blaai, of as jy op jou foon kan kyk, is dit ook okay. Maar dit is goed dat ons Bybels by ons het. Dit is nie 'n wet nie, want vir die eerste paar 100 jaar het niemand hulle Bybels in die kerk gehad en net die pastoor. So, dit is nie asof dit 'n reël is nie, maar dit is goed as ons die voorreg het om dit te kan doen, dat ons dit wel doen. Dankie Jaco, hy blaai nou vinnig na Romeine 5 toe. Mooi so. Dit was net so dat ek my asem kan skep. Romeine 5 vanaf vers 1 tot 11. Omdat ons dan op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vas staan. En ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Maar dis nie al nie. Ons beroem ons ook op ons verdrukking, omdat ons weet, verdrukking bewerkstellig volharding. En volharding lei tot betroubaarheid, en betroubaarheid tot hoop. En die hoop beskaam nie, want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die regte tyd vir goddeloses gesterf. 'n Mens sal nie maklik vir 'n regverdige persoon sterf nie, al sou 'n mens dalk nog die moed hê om vir so 'n goeie persoon te sterf. God bewys egter sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Hoeveel te meer sal ons dan deur hom van die oordeel gered word, nou dat ons deur sy bloed geregverdig is. As ons, toe ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, hoeveel te meer sal ons deur sy lewe verlos word, nou dat ons met hom versoen is. Maar dis nie al nie. Ons vind ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Vader, ek bid dat ons vanmôre sal weet wat dit beteken om in vrede met U te leef. Om te kan weet vanmôre dat ons geregverdig is, dat ons geheilig word en dat ons uiteindelik verheerlik sal word. Here, dat ons vanmôre sal besef wat dit is om te roem in Christus Jesus ons Here en in dit wat U gewerk het en bewerk het deur die Seun en deur die Heilige Gees wat in ons harte uitgestort is. Dat ons roem nie in onsself of in mense is nie, maar in U alleen. En mag ons werklik besef vanmôre, Here, wat dit beteken om 'n hoop te hê wat nie wankel nie. 'n Hoop wat nie beskaam nie. En kom, o Heilige Gees, U wat dit in ons harte openbaar, U wat dit waaragtig gemaak het in die begin, wat ons elke dag daaraan herinner, kom ook vanmôre nou en herinner ons aan die hoop wat nie beskaam nie. Die liefde wat in ons harte uitgestort word, waardeur ons vanmôre weet dat ons versoen is en dat ons reg staan vir God die Vader. En Here Jesus Christus, mag U naam verheerlik word in hierdie woord, U wat ons versoen het met die Vader, U deur wie se bloed ons vanmôre gered is. Kom, o Here Jesus, en verhelder ons harte. Amen en amen. Nou, ons het vir die laaste paar weke, het ons gekyk na wat die toestand van die mens is. Dat ons as mens is maar eenmaal sondaars, ons is ongeregtig, ons is vyande van God, daar is niemand wat regverdig is nie, daar is niemand wat na God soek nie. Maar laasweek het ons daardie groot hoopvolle boodskap gesien dat hulle wat in geloof is, hulle wat glo in Christus en glo dat God hulle vryspreek wat
aan wie hy genade wil bewys, hulle wat glo dat by God alleen kan hulle vryspraak ontvang, daardie mense is gered deur genade en geloof. En wat beteken dit om geregverdig te wees? Dit beteken dat daar geen straf meer vir ons is nie. Om geregverdig voor God te staan is om skoon gewas te staan voor die troon, om voor 'n regter te staan en al wat die regter kan sê is, daar is geen skuld in hierdie persoon meer oor nie. Dit is wat dit beteken om regverdig te wees voor God. En kan jy jouself indink dat ons as sondaars daardie genade ontvang, om voor God vanmôre te kan staan, en hy sien nie meer 'n sondaar nie, maar hy sien 'n kind. Hy sien nie meer 'n vyand nie, maar hy sien 'n vriend. Nie deur enige werke van ons eie, omrede ons goed is nie, maar omrede Christus so goed is. Omrede ons verskuil is in Christus. En so Paulus het vir ons dit vasgestel aan die einde van hoofstuk 4, waar hy sê dat ons sal deur die geloof lewe, deur sy dood en sy opstanding word ons geregverdig. Maar wat beteken dit vir ons vandag? Wat beteken dit dat ons vanmôre regverdig voor God staan? Hy begin deur te sê, omdat ons dan op grond van ons geloof geregverdig is. Die regverdiging, wat beteken dit? Het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Nou, wanneer ons praat van vrede, dan het ons die idee dat vrede het te doen met die afwesigheid van twis en die afwesigheid van rusie en die afwesigheid van oorlog en probleme. Ons dink dat wanneer ons praat van vrede, is dit dat dit net 'n bietjie 'n blaaskans het. Ons sê dit in ons eie gesprekke, wanneer ons sê, ek wens dit wil bietjie rustig raak. Ons sê dit mos al vir mekaar gesê en vir onsself gesê, ag Here, kan dit net asseblief rustig raak. Daar's te veel dinge wat rondom my nou aangaan. Daar's te veel dinge wat deur mekaar is. Nie net in my eie lewe, maar in die wêreld rondom my, kan ons net asseblief 'n oomblik van vrede hê. En daar so nou en dan in jou lewe wat daar 'n oomblik is wat jy miskien vir 'n paar sekondes gelukkig is en jy voel dat okay, dis darm rustig. Ek kan vir 'n oomblik asem skep. Voordat iemand 'n bord laat val of 'n klip deur jou venster gooi of iets gebeur. Of die taxi kom voor jou in en daar gaan jou vrede uit die deur uit. Sien, ons dink vrede is maar net die afwesigheid van al daardie dinge, maar dit is nie die vrede waarvan die skrif praat nie. Die vrede waarvan die skrif praat is daardie algehele toestand waarin ons onsself bevind, waar ons gelukkig is en vergenoegd is. Ons het almal daardie hoop wanneer ons dinge sê soos, ek wil net genoeg hê om nie bekommerd te wees nie. Hoeveel keer het ons al dit gesê? Ek soek nie baie nie, ek vra nie vir baie nie. Ek vra net genoeg dat ek nie bekommerd hoef te wees nie. Ons smag na daardie vrede om te kan weet dat alles is rustig. Dit is die vrede wat 'n babatjie voel wanneer hy in sy ma se arms is. Daardie babatjie gee nie om wat in Iran of in Oekraïne gebeur nie. Daardie babatjie gee nie om wat rondom hom aangaan, hy gee nie om wat in die straat afgebeur nie. Hy weet hy is in sy ma se hande en dis al wat saak maak en hy slaap. Vergenoegd. Hy's skoon, hy's vol, alles is goed. Dit is die vrede waarvan gepraat word, dat ons in daardie toestand met ons God is, met ons Skepper is. Nie dat ons bekommerd is nie, ons wil nie bekommerd wees oor môre nie. Dit is nie net die afwesigheid van moeilikheid nie, dit is die teenwoordigheid van absolute seën en geluk en vrede. Ons moet verstaan dat ons moet dit nie sien as die negatiewe kant van twis nie. Dit is 'n toestand van, ek het genoeg, ek is gelukkig. Daar is niks wat my pla nie. Daar is niks wat my ongelukkig maak nie. En uiteindelik is die groot probleem wat Paulus vir ons geskep het in die eerste 3 hoofstukke, dat die mens nooit in daardie toestand met God kan staan nie. Daar is nie 'n manier wat ons God kan omkoop om vir ons vrede te gee nie. Ons is vyande van God. Ons is sondaars, ons is goddeloos, ons is magteloos om enigiets te doen. Maar in Christus is ons geregverdig en deur daardie regverdiging het ons nou daardie vrede. Dat God gelukkig is met ons en ons met God. Dink bietjie aan dit, dat God gelukkig is met jou.
Nie omrede jy goed is nie, maar omrede Christus goed is. Nie omrede jy sondeloos is nie, maar omrede hy sondeloos is. God is gelukkig met jou. Dit is wat vrede beteken. En mense deur al die eeue heen het probeer om vrede te bewerkstellig deur offergawes en almoese te betaal. As ek net genoeg gee, dan sal dit goed gaan met my. Dit is amper asof dit 'n transaksie is. En al die mense se lewe is daar 'n soort van 'n transaksie wat ons wil aangaan met God. Selfs in ons Christelike geloof het ons daardie mense wat 'n transaksie het. Hulle maak dit 'n saak van, as ek dit gee, dan verwag ek van die Here sekere dinge. Want ons lees in Deuteronomium 28. As jy my gebooie gehoorsaam, sal jou skure altyd vol wees, sal daar altyd reën wees, sal jou oes altyd oorlopig wees. Maar as jy nie gehoorsaam is nie, dan gaan ek jou vervloek en gaan dit droog wees en gaan daar nie reën wees nie. En so ons het in ons gedagtes daardie idee, as ek gehoorsaam is, moet dit goed gaan met my. As ek ongehoorsaam is, dan verwag ek dat dit sleg gaan met my. En dit word 'n transaksie. En Paulus sê dat daardie transaksie is weggeneem, want in Christus is ons klaar geregverdig en het ons klaar vrede met God. En wat doen die kerk deur die eeue? Ons worstel met hierdie probleem, en ons sê, okay, dit is reg, jy is gered, toe jy tot bekering gekom het, maar totdat jy in die hemel inkom, tussen die bekering en die hemel, wat doen jy nou? Wat doen jy nou? Soveel so dat mense geglo het dat ek moet wag om gedoop te word totdat ek die dag doodgaan. Want as ek gedoop word, word al my sondes weggewas en ek hoop ek gaan daardie aand dood dat ek nie nog sondes doen nie. Ek het gesê daar's 'n rede hoekom jy vandag aan die diens sit, né, Myrtha. Die koning Konstantin, keiser Konstantin het dit geglo. Hy wat die Christendom die godsdienst van die land gemaak het. Hy is nie gedoop totdat hy dood gegaan het nie. Hy het gewag totdat op sy doodsbed is en toe laat hy die priester kom om hom te doop, want hy het absoluut geglo, dis die doop wat my gaan skoon was, ek wil geen kans hê om te sondig tussenin nie. Hoekom nie? Want die kerk het begin die idee verkondig, dat jy nie net hier vir jou sondes gaan betaal nie, as jy sterf, enige sonde wat jy nog nie voorbetaal het nie, moet jy in die vagevuur verder betaal. Jy word gestraf in die tyd tussen jou dood en die hemel, totdat jy alles betaal het wat jy verkeerd gedoen het. Maar, hier is 'n uitkoms wat die kerk vir hulle gee. Jou familie kan namens jou goeie dade doen, of kan namens jou geld gee aan die kerk, en dit minder maak. Daardie tyd wat jy daar in die vagevuur gaan spandeer, word minder gemaak deur dit wat jou familie hierkant van die lewe vir jou doen. Nie is sprake van die feit dat hulle self vir hulle eie sondes moet betaal nie. Maar daar is 'n idee wat in die kerk ingekom het. En dis die rede hoekom die hervorming regtig plaasgevind het in die 16de eeu. Want dit was die groot kwessie wat Martin Luther geplaai het. Na altyd deur Romeine gewerk het, is dit, hoe is dit enigstens skrif dat mense kan betaal vir hulle sondes om die vagevuur vry te spring. Die wat nie weet waarvan ek praat met die vagevuur nie, purgatory in die Engels, as jy die Engels wil soek. Dit is die siening in die katholieke kerk. Dis die mini-hel waar jy betaal vir jou sondes totdat jy hemel toe gaan. Maar daar was 'n rympie wat Johan Tetzel, wat hierdie goeders verkoop het, hierdie aflasse verkoop het aan jou. En hy het gesê dat sodra die muntstuk in die kus klink, sal die siel uit die vagevuur spring. Met ander woorde, as jy nie wil hê jou liewe ma of pa moet daar in die vagevuur pyn kry nie, gee geldjie vir die kerk en hulle gaan hemel toe. En dis hoe jy al hierdie kathedrale kan bou, met daardie geld. As jy wonder hoe die kerk ryk geword het, dis hoe. Want jy wil tog nie laat jou ouma of jou ma of jou pa in die vagevuur daar brand nie. Maak nie saak hoe heilig hulle was nie, daar is sonde waarvoor hulle nog nie geboet het nie. En Paulus sê, wat 'n nonsens is dit? Jy staan absoluut in vrede met God. In hierdie eerste 2 verse alleen gee hy vir ons daardie waarheid, ons verlede, ons hede en ons toekoms. Kyk hoe sê hy dit.
Hy sê ons is op grond van ons geloof geregverdig. Daar is jou beginpunt, daar is jou verlede. Jy was voorheen 'n sondaar, jy is nou geregverdig histories. Jy is geregverdig toe jy tot bekering gekom het. Reg? Maar nie net dit nie. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. Die geloof het jou nie net geregverdig by jou bekering nie, daardie selfde geloof laat jou vas staan in die genade van God vandag. Deur Christus Jesus. En ons staan vas in sy genade. Ons is vrygespreek vandag. Ons kan vanmôre na hierdie tafel toe kom sonder om skuldig te voel. Nie omrede ons 'n sondelose lewe hierdie week gehad het nie, maar omrede Christus betaal het vir ons sondes. Die hele punt van die tafel is juist dat hy ons vergewe het. So ons is geregverdig verlede tyd. Ons bly geregverdig in hom deur die genade en die geloof. En dan, nie net dit nie. Ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Ons was sondaars en ons is geregverdig voor God. Ons staan vandag geregverdig voor God. En ons weet, op die einde van die dag gaan ons verheerlik staan voor God. Absoluut geregverdig. Sonde weggewas. Sonde word weggewas elke dag. En sonde gaan uiteindelik heeltemal weggewas wees. Alles deur die geloof wat ons ontvang. En hy sê ons beroem ons op daardie hoop. Om deel te hê aan sy heerlikheid. Wat 'n groot genade is dit om dit te kan besef. Ons het vrye toegang deur genade vandag. Ons is geregverdig. Ons is vrygespreek. Ons het vrede met God. Daardie vrede wat bedoel dat ons absoluut vergenoegd is in hom, dat ons niks nodig het nie. Ons hoef nie te wag, soos Deuteronomium 28, op 'n seën as ons gehoorsaam is nie. Here, gee my tog net kans dat ek my saak regstel en dan sal dinge beter gaan. Nee, dit gaan nooit beter gaan nie. Wanneer is die regte tyd om na God te gaan? Nou. Wanneer is, as jy dit nie nou gemaak het nie, wanneer is die volgende beste tyd? Nou. As jy daai tyd gemis het, as jy nou gemis het, broer en suster, gee ek jou nog 'n kans. Wanneer is die beste tyd om na die Here toe te gaan? Nou. Ons dink dat ons moet dinge regmaak in ons lewe voordat ons by God uitkom. Ek weet jare terug het ek en my broer hierdie vraag beredeneer met mekaar. Ons het baie ewig in 'n gestryery geraak met mekaar op hierdie stadium. Ons was nog op skool gewees toe ons hierdie gestry het. En ons het gevra oor die vraag van, moet ek heilig wees om in die teenwoordigheid van God te staan? Dit was die groot vraag vir ons. Moet ek heilig wees om in die teenwoordigheid van God te staan? En ons het baie geredeneer oor die stuk. Jare later sou ons agterkom ek het die argument gewen. My broer stem saam met my nou. So, net sodat julle weet, ons albei het saamgekom op die regte punt. Die antwoord is nee. Want jy word geheilig in sy teenwoordigheid, nie voor die tyd nie. So jy kom soos jy is. En hy wat regverdig verklaar, is die een wat jou sal heilig. En dis wat Paulus hier sê. Maar as ons nou vrede het met God, as ons nou in die regte verhouding staan met God, beteken dit nie dat ons dan nou moet verwag dat die lewe goed is nie. Paulus verwag daardie argument en daarom sê hy, en ek hou van hoe hy herhaaldelik sê, maar dit is nie al nie. Ons juig dat ons geregverdig is. Ons is bly in die genade wat ons ontvang is. Ons roem in die hoop wat ons gaan ontvang wanneer ons soos hy gaan wees en verheerlik sal word. Maar nie al nie, ons roem ook in wat? In ons verdrukking. Maar nou maak dit nie meer sin nie. Hoekom word ons verdruk as ons dan in vrede met God staan? Hoekom ondervind ons hierdie worstelstryd as ons in vrede met God staan?
Ignoreer die kat. Hoekom? Vir watter rede word ons nog verdruk en gaan ons deur moeilike tye en worstel ons met alles wat rondom ons aangaan? En Paulus antwoord die vraag. Hy sê ons beroem ons op hierdie verdrukking, want die verdrukking bewerkstellig volharding. En volharding lei tot betroubaarheid en betroubaarheid tot hoop. Sien, hy begin by hoop, reg? Ons beroem ons in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dis die toekoms. Nou bevind ons onsself in verdrukking en wat is ons dan veronderstel om te doen hier? Is ons veronderstel om nou te vra waarom, Here, gaan ek deur hierdie tyd? Here, hoekom sukkel ek deur hierdie tyd? Nee, sê Paulus. Ons beroem ons juis op die verdrukking wat ons nou ondervind, want dit maak ons hoop in die toekoms soveel sterker. Want verdrukking bring volharding, volharding wys die beproefdheid, beproefdheid gee vir ons hoop. En daardie beproefdheid is baie moeilik om te vertaal. Party mense sê dit wys karakter. Party mense wys dat jy beproef is, dat jy gewys het dat jy geloof het. Maar hoe is dit dat verdrukking volharding kweek en volharding hierdie betroubaarheid en hoop? Wat is die verhouding daarvan? Ons moet dit lees in die konteks waarvan hy praat van hoop. Dis die hoop op die heerlikheid. Ons is op pad na die heerlikheid van God toe. Maar nou het ons verdrukking. En ek wil net duidelik maak op 'n punt hier, wanneer ek praat van verdrukking, is dit nie alle swaar kry wat jy ondervind nie. Reg? As jy curry geëet het gisterand en jou maagpyn vanoggend, is dit nie verdrukking nie. Dis swak besluite. Reg? Verstaan dat daar is nog steeds jou eie besluite wat jy gemaak het, jou dom besluite wat jy in die lewe gemaak het, en die nagevolge daarvan wat jy gaan dra. As jy dwelms gebruik, gaan jy die nagevolge dra. Reg? Daar's dinge wat jy doen in jou lewe, as jy ongesond eet jou hele lewe lank, moenie verbaas wees as jy hartomleiding moet kry nie. Reg? Daar is sekere dinge wat maar ons maak verkeerde besluite. Die verdrukking waarvan Paulus spesifiek hier praat, het te doen met die verdrukking van die regverdiges deur die onregverdiges. Dit is dit wat met ons gebeur, wanneer ons goed gedoen het. Want dit is die groot probleem wat ons het. Wanneer ons sê, Here, maar ek was dan so goeie Christen gewees, hoekom het hierdie slegte ding met my gebeur? Uit nêrens uit nie. Hoekom is my kar gesteel? Dis nie asof ek nie die deur gesluit het nie. Ek het alles reg gedoen. Kar is nog steeds gesteel. En dis maar 'n ligte ding. Daar's mense wat baie erger dinge ondervind. Een van hulle, en ek dink ek het al voorheen genoem, maar ek noem maar weer, is Helen Roseveare. In 1957 daar rond, het sy in die Kongo gaan werk. Sy's 'n dokter. Sy het in die Kongo gaan werk, hospitale gestig, mediese personeel opgelei en gewerk onder die Kongolese mense. En toe breek daar 'n rebellie uit, die oorlog breek uit, en sy en 'n klomp mense word gevange geneem. En vir 5 maande is hulle in gevangenis, waar hulle sleg behandel is, geslaan is, brutaal, fisies geslaan is. Sy is op ten minste 2 geleenthede die ergste vernedering wat 'n vrou kan ondervind. Hulle het aan 'n boom vasgemaak en daar nog verder verneder in die publiek voor ander mense. En dit was omtrent 1964 toe dit gebeur het. So sy was daar omtrent vir 'n paar jaar voordat dit gebeur het. En hulle is vrygelaat na 5 maande en sy is terug Engeland toe. En sy was daar in Engeland vir 'n jaar om te herstel voordat sy teruggegaan het. En daar gewerk het tot 1973. Sy het teruggegaan na die plek wat dit aan haar gedoen het. En sy het afgetree, sy is dood op die ouderdom van 91 in die jaar 2000 en iets. So sy het 'n lang tyd gehad. En sy vertel die verhaal van terwyl dit aan die gang was, toe sy mishandel word. En terwyl die soldaat haar stamp, toe vra sy in haar hart, waarom gebeur dit met my? Ek meen, sy is 'n dokter wat mense net gesond maak. En sy preek die evangelie daarso, en sy bring Christus vir hierdie mense, en kyk nou wat gebeur. Natuurlik kan sy vra, maar Here, is dit reg?
Waarom? En sy sê, toe sy die vraag vra onmiddellik, kry sy vrede in haar gemoed. En sy hoor die Here wat vir haar sê. En dit is moeilik om hierdie woorde te begryp. Maar as jy net haar goeders lees, besef jy waar sy dit besef. Sy hoor die Here vir haar sê, kan jy my bedank dat ek jou vertrou met hierdie ervaring, sonder dat jy ooit sal uitvind wat die rede daarvoor is. En ons weet nie hoekom dit vir haar vrede bring nie, want dit is onverstaanbaar. Maar vertel sy later, die Here het verder vir haar gesê, toe jy tot bekering gekom het, het jy gevra of jy 'n sendeling kan wees vir my. Dit is dit. Dit is wat beteken om jou lewe vir my te gee. Hulle maak nie jou seer nie, hulle maak my seer. Dit is nie jou wat hulle haat nie, maar dit is my vir wie hulle haat. En ek wil net jou liggaam vir 'n oomblik leen, sodat ek verheerlik kan word in jou pyn. En sy besef, God is op die troon ten spyte van wat aan haar gedoen word. Ten spyte van wat in haar lewe aangaan, die verdrukking wat sy ondervind, dis nie omrede die wêreld haar haat nie, dis omrede hulle Jesus haat. En al wat sy kan doen in daardie oomblik is om hierdie vyande lief te hê en te wil kan sê, kan ek vir jou vertel van my Jesus. Dis hoekom soveel martelaars aan hulle aan hulle martelaars getuig het. Kyk na Stefanus. Vader, vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus op die kruis, vergewe hulle Vader, hulle weet nie wat hulle doen nie. Want hulle het almal besef, dit wat Paulus hier sê, dat die verdrukking wat ek ondervind in hierdie lewe, en hy gaan dit later in Romeine 8 ook sê, kan nie vergelyk met die heerlikheid waarin ek deelagtig gaan wees nie. Vir 'n oomblik, ja, is ek in 'n gebroke wêreld, maar hierdie is nie die einde van my lewe nie. Dit is 'n klein gedeelte van die ewigheid. En die vyand gaan alles doen in sy mag om jou te kry om God te verwerp, dis wat hy gedoen het aan Job, of probeer doen het aan Job. Maar hier is wat Paulus vir ons uitwys, die antwoord op die hele ding, hoe is dit moontlik dat iemand soos Helen Rose weer deur daardie dinge kan gaan, en nog steeds aan die ander kant uitkom en sê, ek is lief vir my Jesus, en ek sal weer deur al hierdie dinge gaan om hom te verheerlik. Hoe gaan sy 'n jaar later terug na daardie plek toe? Hoe is dit moontlik dat die mens dit kan regkry? En die antwoord is, jy kan nie. Ek en jy kan nie. Hy sê dit daar. Hierdie hoop beskaam nie, want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Dit is die Gees in haar wat haar laat volhard. Dit is die Gees in haar wat die hoop vashou in haar. En God wys jy sy liefde vir haar en vir jou in jou moeilike tye, dat hy jou deur al hierdie dinge bring. Hoeveel van ons kan sê dat ons het deur moeilike tye gegaan, maar elke keer het God ons deurgebring. En omrede God dit gedoen het, weet ek God gaan dit die volgende keer doen. Maar weet jy wat doen ons as mens? Hoekom gebeur dit met my? Ons vra dit weer. En God moet ons weer eens herinner. En sy liefde is so groot, dat wanneer ons twyfel, gooi hy ons nog steeds nie weg nie. Nee, hy versterk ons deur die Gees wat in ons werk. Dis hoekom Jesus kan sê, moenie bekommerd wees oor wat jy vir ander mense gaan sê wanneer jy voor die hof gedaag word nie. Die Gees gaan dit openbaar aan jou. Wat 'n verdrukking, wat 'n swaar kry kan ons in die lewe, wat 'n armoede, wat 'n gemors in ons lewe kan ons skei van die liefde wat in God is, in Christus Jesus. Niks. En so dit is die genade van God wat ons gered het en tot geloof gebring het, en dit is die genade van God wat ons behoue hou deur al die verdrukkinge wat ons ondervind. En daarom is dit, die verdrukking wat kom
kweek in ons volharding, deur die Gees wat die volharding in ons harte bring. En God wys dat ons beproefd is en dat ons aangenaam is en dat ons goed genoeg is. Nie in onsself nie, maar omrede hy ons vasgehou het. Julle onthou die reeks in Judas? Hy is by magte om ons vas te hou tot aan die einde toe. En so niks ruk jou uit God se hand uit. En daardie volharding om te weet, verdrukking, volharding, beproefdheid, bietjie hoop. Verdrukking, volharding, beproefdheid, meer hoop. En so gaan dit aan. Daardie hoop, daardie gereelde hoop wat ons gekweek word, maak ons vashou aan dit wat ons deelagtig gaan wees. En elke keer wankel ons 'n bietjie minder. Elke keer word ons 'n bietjie minder geskit. Ek hou van hoe een van die teoloë dit gesê het. Hy het gesê, ek mag dalk wankel, maar die rots onder my wankel nooit. Christus is standvastig. En so prakties, wat beteken dit? Broer en suster, as jy voel ek kan nie, is reg, jy kan nie. Maar vra die Heilige Gees om jou te bekragtig. God gaan vir jou wys jy kan. Nie deur jou eie mag nie, maar deur sy Gees. Dit leer ons om op hom te vertrou, wetende dat ons uiteindelik deur hom verheerlik sal word. En hierdie liefde is so mooi hoe Paulus sê, dit word uitgestort. Dit is nie soos 'n kraan wat net 'n bietjie oopgedraai word en 'n paar druppels val nie. Dis soos 'n housepipe wat behoorlik vol gedraai is en hy stort dit uit. Stort dit uit. Dit is meer as jy nodig het. Hy stort sy liefde vir ons uit. Die Heilige Gees wat aan ons gegee word. En 'n mens mag dalk hier sit vanmôre of luister aanlyn en dink, maar ek is nou nie so gelowig soos Helen Rose skryf nie, of pastoor, ek het nou nie dieselfde geloof as wat jy het nie, of ek is nie goed genoeg nie, ek het nog soveel sonde in my lewe, daar's soveel dinge wat ek nog moet uitsorteer in my lewe. Ek is nog nie daar nie. Ek is nog nie daar waar ek daai volle vertroue het nie. In die eerste plek, niemand van ons is daar waar ons die volle vertroue het nie. Maar in die belangrike plek herinner Paulus ons in die res van hierdie gedeelte oor wie ons was. Oor wie ons was en wie God is terwyl ons was wie ons was. As julle my kon volg daar. Ons het hierdie liefde ontvang, hierdie Heilige Gees wat aan ons gegee is, wat in ons harte uitgestort is, toe ons nog magteloos was. Dis die oorbruggende beskrywing vir ons mense toestand. Toe ons nog magteloos was, op die regte tyd het Christus gesterf vir goddeloses. Ek en jy is magteloos om ons saak met God reg te maak. So hou op om dit te probeer doen. Hou op om met God te probeer bargain en te sê, Here, as ek meer gereeld kerk toe kom, hoop ek U seën my meer. Here, as dit en dat, dan sal U dit en dat doen. Jy is magteloos. Ek en jy is magteloos. En terwyl ek en jy in daardie magtelose toestand was, op die regte tyd het Christus gesterf. En dan gee hy 3 beskrywings. Vir die goddeloses, vir die sondaars en vir die vyande van God. En ons moet besef wat Paulus hierso doen. Hy sê God het jou lief gehad terwyl jy nog 'n sondaar was. God het jou lief gehad terwyl jy nog goddeloos was. God het jou lief gehad terwyl jy nog 'n vyand was. En in daardie groot liefde en genade wat hy aan jou bewys, omrede hy besluit om genade aan jou te bewys, openbaar hy homself aan jou sodat jy gered kan word en geloof kan hê in die Seun. En nie net dit nie, hy stort die Heilige Gees in jou hart uit as bewys van sy seël dat hy jou gaan verheerlik en op die laaste dag laat opstaan. Die Heilige Gees word in jou hart uitgestort
en jy is vir ewig geseël as 'n kind van God, dit kan nie weggevat word nie. En die rede hoekom Paulus dan gaan en sê, terwyl jy nog 'n sondaar was, terwyl jy nog goddeloos was, terwyl jy nog al hierdie dinge was, het God klaar hierdie genade aan jou bewys. Is die hangende vraag wat hy dan vir jou hê, dink jy dat die verdrukking wat jy nou deurgaan, is omrede God jou straf vir een of ander sonde? Want dis hoe ons dink. Wat het ek gedoen om hierdie te verdien? En Paulus sê, wat 'n vraag is dit? As ek dit nou in die Bybelse taal kan sê, is jy dwaas? As God dan al klaar alles vir jou gee, terwyl jy nog 'n sondaar is, dink jy regtig dat dit wat nou met jou gebeur, een of ander verskillende sonde is wat jy nie van bewus is nie? Natuurlik praat ek nou nie van die keuses van as jy nou drugs gebruik het nie. Natuurlik weet jy dit is jou skuld. Ek praat van verdrukking wat op jou pad kom omrede jy goed is, terwyl jy goed is, terwyl jy dink jy is goed. So in die eerste plek, hoekom daai vraag vra? Hoekom ek? Hoekom nie jy nie? Baie later in haar lewe het Helen Raskryf die volgende ook gesê. Sy het gesê, soos wat sy langer 'n pad met die Here gestap het, sy het baie keer gevra, is wat ek doen die moeite werd? Is wat ek deurgaan die moeite werd? In Engels, is it worth it? Om vas te hou aan hierdie geloof. Is daar enige waarde daaraan? Is dit werd om deur hierdie moeilike dinge te gaan in my lewe, om vas te hou aan hierdie geloof? Maar hoe langer sy met die Here gestap het, hoe meer het dit geword, nie is dit die moeite werd nie, maar is hy waardig om dit te ontvang? Is hy waardig genoeg dat ek sou ly vir hom? Is hy waardig genoeg dat ek deur die verdrukking sal gaan vir hom? Is hy waardig genoeg dat ek hierdie las sal dra wat op my geplaas word? Is hy waardig genoeg vir my om my hele lewe vir hom te gee en te sê, gebruik my soos wat u wil? Want dit is wat Paulus hier maak. Dit is nie 'n transaksie van as ek goed doen, dan gaan hy goed doen aan my nie. Dis om te weet dat ons staan in die genade van God vandag, ons gaan deur verdrukkinge vandag, maar ons het hoop in die toekoms en ons het hoop in die heerlikheid wat ons deelagtig gaan hê, wanneer ons vashou daaraan. Wetende dat ons nie self vashou daaraan nie, maar hy hou vas saam met ons daaraan. En so die verdrukking leer ons om vas te hou aan God, en dat ons vashou aan hom en dat hy vashou aan ons. God bewys sy liefde juis daarin dat Christus vir ons gesterf het terwyl ons sondaars was. Want hier is die belangrike punt vir julle ook, broer en suster. Julle moet dit hoor vanmôre, julle moet dit besef vanmôre, julle moet dit besef vandag. En as jy dit môre vergeet, herinner jouself môre aan dit. As jy gered is op grond van jou geloof, geregverdig is en vrede het by God deur Jesus Christus in jou geloof, en jy staan in die genade van God deur Jesus Christus in die geloof, en jy het die hoop dat hy jou gaan verheerlik op die laaste dag deur jou geloof in Jesus Christus, dan is daar niks wat jy kan doen vandag om meer genade te ontvang. En daar is niks wat jy kan doen wat daardie genade gaan wegneem. Ek en jy kan nie byvoeg of wegneem van die genade wat God bewys aan wie hy genade wil bewys nie. Ons gaan by hoofstuk 6 en 7 kyk, beteken dit dat ons kan doen wat ons wil? Absoluut nie. Maar ek wil nie by dit hamer nie. Absoluut nie, natuurlik nie. Want as jou hart so begin dink, dan is jy nog nie by die regte plek nie, jy is nie regverdig nie. Maar as jy werklik in jou hart glo dat Jesus Christus gesterf het vir jou sondes, dat hy opgewek is vir jou regverdiging. Broer en suster, kan ek en jy na die Vader toe gaan en ons harte oopmaak vir hom en sê, Vader, help my met wat in my lewe aangaan. En hy sal jou of help om uit dit uit te kom, of hy gaan jou deur dit vat. Maar hy gaan jou help.
Ek en jy mag ons nooit na die Here toe gaan en sê, Here, ek weet ek verdien nou nie dit nie, want ek het nog sonde in my lewe. Waarop Christus sê, wat? Ekskuus? Het ek nie gesterf vir jou sondes nie? Staan ek nie as middelaar tussen jou en die Vader nie? Is ek nie die ja en amen op alles nie? Is ek nie die toegang tot die Vader deur genade vir jou nie? Ons doen ons sonde belydenis, absoluut. Maar nie omrede ons dink dat as ek al my sondes bely het, dan kan ek nou weer goeie dinge kry of in die regte toestand met God staan nie. Nee. Ek bely dit omrede ek intens jammer is oor wat ek gedoen het, dat ek hierdie genade van God misbruik het. Maar dit maak nie die genade van God meer nie. Paulus sê elders, hoe meer ek sondig, hoe meer genade is daar om die sonde te bedek. Nee, dit beteken nie jy moet anders sondig om meer genade te hê nie. Verstaan dit mooi, ons gaan daarby uitkom. Maar vir hierdie doeleindes. Broer en suster, die moeilike tye wat jy deurgaan, is nie omrede die Here jou op een of ander manier pak slaag gee nie. Ons gaan deur verdrukking in die lewe, sodat ons kan leer om beter te hoop. Om te volhard. Partykeer is dit net ons slegte besluite. Partykeer is dit dinge wat met ons gebeur. Maar binne dit alles kan ons na God toe gaan. Ons het vrye toegang. Broer en suster, jy het vrye toegang vanmôre na God toe. Is daar enigiets wat hy van jou af gaan weerhou vanmôre? Is daar enigiets wat die Vader nie vir jou gaan doen vanmôre nie? As niks ons in vrede met God kon gestel het nie, behalwe Jesus Christus, dan is daar niks wat die vrede tussen jou en God kan breek nie. Onthou dit. As ek en jy niks gedoen het nie, om hierdie genade te ontvang nie, is daar niks wat ons kan doen om die genade te verloor nie. Want as God besluit het om genade te bewys, sal hy genade bewys. En hy wys dit juist deur ons deur daardie verdrukking te vat. En te wys dat ons kan volhard in hom. En ons word beproefd. En ja, 'n bietjie van die aaklige goeders word weggesmelt. En die goud word al hoe suiwerder en suiwerder. En daarom sê Paulus 'n paar keer, hy sê ons roem in die hoop dat ons God se heerlikheid deelagtig gaan word. Meer as dit ons roem in ons verdrukking. En dan kom hy aan die einde van hierdie gedeelte en hy sê, maar dit is nie al nie. Ons vind ons roem in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Wat bedoel hy met hierdie roem? En ek sluit af met dit. Want hierdie woord beroem, wat hy gebruik vir beroem is 'n woord wat hy vroeër in die brief gebruik, wanneer hy praat van die sondaars wat roem in die wet onderhouding. Mense wat roem in hulle eie gehoorsaamheid en hulle eie gesondheid en hulle eie dinge. En Paulus sê dit is verkeerd om te spog. Dis dieselfde woord wat gebruik word vir spog. Elders in ander gedeeltes praat hulle gewoonlik negatief van hierdie spog, hierdie beroeming. Mag ons nooit roem in enigiets anders nie. Maar 3 keer gebruik Paulus die woord hierso om te roem. Eerste in die hoop, tweedens in ons verdrukking, wat vreemd is, en derdens in God, deur Christus Jesus. En die beste manier om te vertaal hoe hierdie woord beroem gebruik word hier, in hierdie konteks, is toe ons die 2023 Wêreldbeker rugby gewen het. Toe het elkeen van ons hier gesê, ons het gewen. Maar Jaco, ek het jou nie op die veld gesien nie. Het jy 'n 3 gedruk? Nee. Murdo, het jy die bal oorgeskop? Nie eers bietjie nie. Maar ons het die Wêreldbeker gewen. Ons almal. Suid-Afrika het gewen. Daar was net
23 mense wat gespeel het daai dag. Inteendeel, Handré Pollard is die enigste wat punte aangeteken het. Hy het al 4 strafdoele oorgesit. Daar's een ou wat gewen het. Daar's een ou wat punte aangetel het daardie dag. Maar al die Springbokke het gewen. Selfs die ouens wat nie gespeel het daai dag. Nie net het hulle gewen nie, al die skare wat daar was het gewen. En nie net hulle nie, almal van ons wat by die huis was het gewen. Selfs mense wat nie eens rugby kyk nie, het gesê ons wen. Ons het geroem in die oorwinning van ons span, asof het ons is. Christus het alles gedoen. Hy het op die kruis gewen. Hy het uit die graf uit opgestaan. Hy het al die punte aangeteken. Ek en jy is toeskouers wat sê ons het gewen, want Christus het gewen. So ek roem in God deur Christus Jesus, wat my geregverdig het, wat my in sy genade vashou tot aan die einde toe, wanneer hy my gaan verheerlik tot die heerlikheid van God se naam en sy heerlikheid. En so ek kan roem in dit. Nie in my eie prestasie nie, maar in hom. Amen. Kom ons bid. Vader, mag ons hier gaan vanmôre en weet, Here, dat ons vrygespreek is en geregverdig is, en daarom staan ons vanmôre in die genade deur die geloof. En weet ons dat ons kan vashou aan die hoop wat nie beskaam nie, maar dit is 'n hoop wat uiteindelik gerealiseer gaan word wanneer ons verheerlik word. Wanneer hierdie liggaam, hierdie gebrokenheid afgelê gaan word. Wanneer hierdie sondige bestaan finaal weggevee gaan word, Here. En ons heeltemal hervorm sal word in die beeld van die Seun Jesus Christus. En dit is 'n hoop wat nie beskaam nie, dit is 'n sekere hoop waaraan ons vashou. En daardie hoop word in ons versterk elke keer wanneer ons deur verdrukking gaan, elke keer wanneer ons volhard daardeur, elke keer, Here, wanneer ons beproef word daardeur, elke keer wanneer ons hoop gebou word in daardie verdrukkinge, Here God, weet ons dat U is die een wat besig is om ons te verander, om soos Jesus Christus te wees. Vader, mag ons vashou aan dit. En mag ons weet dat ons tot U kan nader vanmôre, in genade, omdat ons vrygespreek is. Daar is niks wat ons uit U teenwoordigheid hou nie. Daar is niks wat ons keer vanmôre om na U toe te kom, en by U te smeek om ons by te staan, om ons te versterk nie. Ja, Here, ons kan vertrou elke dag vir U daaglikse brood wat U vir ons gee. Selfs in die tye wat ons onseker is oor die toekoms en die dinge wat rondom ons aangaan, mag ons vashou aan die hoop wat ons het in Christus Jesus. Dat U is die een wat ons gered het, U is die een wat ons behou hou, U is die een wat ons laat volhard, en U is die een wat uiteindelik, op die einde van die dag, wanneer ons hierdie resies klaar gehardloop het, wanneer ons klaar geveg het hierdie kant, is U die een wat gaan sê, welkom tuis. En nou kan ons sê, Abba Vader, ons weet U is lief vir ons. Want U het die Gees in ons hart uitgestort, en ons gesiel vir daardie toekoms. En so ek bid vir elke gemeentelid hier vanmôre, Here, dat U hulle sal versterk in die geloof, dat U hulle sal versterk in hulle hoop. Here, dat al die onsekerheid, Here, wat hulle vanmôre deurgaan, Here Vader, dat U sal ingryp in hulle lewens vanmôre, Here, al die siektes, al die pyn wat hulle deurgaan, Here, dat U met hulle sal wees, Here God. Here, dat die hand van bewaring oor elkeen van ons sal wees, hulle wat hier is vanmôre en hulle wat nie hier is vanmôre. Father, we also pray for Nelson that had a heavy fall last week, that You will strengthen him, that You will carry him through this. Lord, I pray that You will heal his body. And thank You for the grace that he is with us today, Lord. May You continue to bless him in every area of his life. Here, my God, ons bid vir Tannie Elsie, Here, wat seer het, Here. Here, dat U genesing daar sal bring, en elkeen van ons, Here, wat sukkel, vir Marlies by die huis ook, Here, dat U haar ook sal gesond maak en sal seën. Ja, Here, dat U met elkeen van ons sal wees, Here, help ons om deur hierdie moeilike tye te gaan met die hoop en ons oë gefestig op Christus Jesus. Aan U kom toe die lof en die eer en die majesteit. Amen en amen. Dankie broer en suster, gaan in die seën van die Here en in die hoop van die Here. Amen.